is heilig en U is waardig, Here. Dankie Lam van God. Dankie vir wat U vir ons gedoen het aan 'n kruishout. Dankie dat U ons sonde vasgenaal het. Dankie dat U ons siekte vasgenaal het aan 'n kruis, sodat ons vanaand voor U kan staan. Skoon gewas, rein, kinders van 'n lewende God. Dankie Here Jesus vir wat U vir ons gedoen het. Ons is so dankbaar. Amen. Amen. Baie dankie julle. Julle kan julle sitplekke neem. So 'n paar jaar terug luister ek vir 'n evangelis en hy vertel bietjie stories. Hy vertel van, jy weet, stories daar op die evangelisasie op die missieveld. En jy hang aan sy lippe en jy hoor die storie op storie. En hy vertel die eendag is hy, ek weet nie wat 'n land dit was nie, maar hy's in hierdie land en hy jy weet, het hierdie hotelkamer. Hy sê, hy gee nie om vir 5 ster of 4 ster nie. Hy sê maar dit was 'n 2 ster, maar net die 1 ster se lig het gewerk. So hy was nie seker, is dit 1, is dit 2. Maar hy het nie omgegee nie, want hy wil net daar slaap. Hy wil net in die aand by die huis kom en net, jy weet, of by die hotel kom en net 'n lekker plekkie om te slaap. Maar hierdie hotelkamer het net 1 prop gehad. En dit was so halfpad tussen die bed en die deur. Het was so kassie gewees, so in die helfte van die kamer, daar was 'n prop, en dit is ook waar jy die lig aan en af gesit het. Daar was niks anders skakelaars nie, net daar 1 skakelaar. En hy sê die aand, laat by die hotel gekom, en sy pyjamas aangetrek, en hy loop, en hy maak seker sy foon is ingeprop, en hy sit die lig af, en hy gaan slaap. Maar hy word wakker, daar's 'n storm wat woed buite, daar's weerligstrale en donder weer. En die hotel se venster, sy gordyn kon nie mooi toemaak nie. So elke keer as daar 'n weerligstraal is, dan skyn die lig in sy kamer. En hy sê hy so deur die slaap en hy probeer so die slaap uitvee en hy sê en ewe skielik sien hy 2 gedaantes wat so in sy kamer beweeg. En elke keer as die weerlig slon, dan sien hy hulle. Hy sê hy skrik homself in 'n ander tydsone, in 'n ander geloof, en hy skrik so vir hierdie 2 gedaantes wat so sweef in sy kamer. En hy sê hy weet nie wat om te doen nie. Hy spring op sy bed en hy begin, al wat hy kan doen is bid. En hy bid, maar hierdie goed wil net nie weg nie. Hy sê en hy begin om hierdie goed te bestraf. En hy sê hy loop op hierdie bed, want hy wil nie van die bed afklim nie, hy is te bang. So hy loop op sy bed en hy sê, hy loop hy sit tot op die hoek van die bed, so op die kant van die bed, en dan steek hy sy hand uit, en dan bestraf hy hierdie 2 goed wat so beweeg in sy kamer. En hy sê, en terwyl hy nog so besig is, en hy sê, en hy hou aan, en dit word al hoe harder, en die goed wil net nie weg nie, en terwyl hy so besig is, hoor hy iets vir hom sê, sit die lig aan. En hy weet nie, is dit die donderweer wat dit gesê het, was dit 'n weerligstraal, hy weet nie, maar hy het net ervaar iets sê, sit die lig aan, maar nou is hy so bang, nou kyk ek sou ook bang gewees het, en hy sê, hy staan op hierdie bed, dit is sy veilige sone, en hy besluit uiteindelik om van die bed af te klim, en hy klim van die bed af, en hy loop nader aan hierdie goed sweef hier voor hom, en hy sit die lig aan, en toe hy die lig aan sit, dis dit die 2 kamerjaponne, wat so aan die deur gehang was, aan die hangers, en die aircon was bokant aan die deur, en vir een van die rede blaai die aircon, waai hy onder toe, na die grond toe, en dan waai hy hierdie 2 goeters, dat dit so beweeg, hierdie 2 spierwit japonne. Maar iets sê vir hom, sit die lig aan. Nou ek onthou 'n storie, ons het geswat op RAI, en ons het so saamryklap gehad, ons het van Boksburg af elke dag so intoe gery en terug. En ons kry toe 'n nuwe klubmember, en dis haar 2de keer wat sy RAI toe ry, wat sy Johannesburg toe ry. Sy het nog net 1 keer gedoen, en hier is die 2de keer. So ons is maar versigtig, maar ons gaan, jy weet. En iewes skielik, en begin dit te reën, en dit sous, en dit reën baie hard.
En ons sit en lekker en gesels in die kar en goed, en ewe skielik sien ons, maar hier's 'n robot. Daar's 2 lane, maar die lane is vol karre, maar sy stop nie. En ons sien, ons hou op praat, ons hou op gesels, wat ons sien, en ons is in, wanneer gaan jy stop? En sy wil nie stop nie, en my vriend sê, iets sê vir my, maar net die stuurwiel vat, en hy vat die stuurwiel, en hy trek net haar karretjie so mooi, om al hierdie karre, dat sy ten minste net by die robot stop, al is dit in die aankomende verkeer, maar iets sê vir hom, hoorie, jy moet iets doen. Nou, ons gaan vanaand bietjie gesels oor iets. En ek weet as ek die mic, dis hier sal omstuur, gaan ons dalk baie stories hoor. Baie van julle gaan vir ons sê, ja, ek onthou, iets het vir my gesê, of ek het iets ervaar. Jy gaan dalk sê, jy weet, ek moes 'n kontrak teken, en net voor ek dit teken, sê iets vir my, moenie dit doen nie. En ek doen dit nie. Jy gaan baie stories uitkom van iets. En vanaand wil ons bietjie daaroor gesels, ons wil bietjie gesels oor hierdie iets. En ek het 2 verhale in die Bybel, wat ek wil gebruik, wat ons bietjie gaan gesels oor hierdie iets. En die eerste verhaal kry ons in Job 4, vers 12 tot 16. En dis die storie van Elifas. En ek wil jou aanraai om hierdie storie te gaan lees. Dis 'n baie interessante storie. Elifas is Job se beste vriend. Hy het 3 vriende. Maar Elifas was die oudste van die 3 vriende, en hy was 'n baie slim ou gewees. So Job het altyd vir Elifas gevra vir hulp. As hy in 'n moeilike situasie was, sou hy vir Elifas gevra het, kom gee vir my hulp, ek het jou nodig, ek het nodig dat jy met my praat en vir my sê wat ek moet doen. Job sit in 'n benarrie, sy vrou is dood, sy kinders is dood, sy vee is, hy sit in hierdie moeilike omstandigheid, en hy roep vir Elifas, en hy sê, kom gee vir my raad. En Elifas was 'n baie, soos ek sê, was 'n baie slim ou, het baie goeie raad gehad, maar in hierdie situasie kon hy nie regtig vir Job help nie. Sien, Elifas was 'n baie hy was 'n baie wettiese ou, het gehou van die wet. Hy het ook geglo, jy weet, as jy die wet doen, gaan dit goed met jou. En dan sal hy met Job praat en sê, Job, het jy nou al dit gedoen? Dan sê Job, ek het dit gedoen. Sê Job, het jy al jou sonde vergeet? Dan sê ek het dit al gedoen. En op 'n stadium kom Elifas en hy weet nie meer nie. Want dit moet net wonderlik wees. Dit moet net goed gaan met jou, Job. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. En hy's in hierdie situasie, in hierdie plek in sy lewe wat hy's bekommerd oor sy vriend. Hy's bekommerd oor wat met sy vriend besig is om te gebeur. Hy's bekommerd oor homself, want hy het geglo, as jy goed so doen, dan gaan dit net goed uitwerk. Dit moet net goed wees. En hy het hierdie aand 'n droom. Hy praat met God, en hy kry 'n droom, en ek wil dit vir julle lees uit die Message, want dit is my so mooi vertaling. Hy sê, a word came to me in secret, a mere whisper of a word, but I heard it clearly. Hy sê, it came in a scary dream one night, after I had fallen into a deep sleep. Dread stared me in the face and terror. I was scared to death. I shook from body to foot. Nou ek dink nie dit was net 'n gewone droom nie. Ek dink hierdie was soos 'n nagmerrie. En hier lees ons wat dit was. Hy sê, a spirit glided right in front of me. The hair on my head stood on end. Los hom net gou vir 'n rukkie daar. Hy sê, a spirit glided right in front of me. The hair on my head stood on end. Hy sê, hier kom ewe skielik hierdie gees hier in my kamer in, en ek skrik myself heeltemal paralytiek. Dis amper soos die storie wat ek vertel het, maar daai is net 'n storie. Hierdie is die waarheid. Hy sien hierdie ding, en hy skrik. En dan lees ons verder, hy sê, I couldn't tell what it was that appeared there, a blur. And then I heard a muffled voice. Hy sê, dit word doodstil, en hy hoor 'n stem met hom praat. Nou in die Afrikaans is dit so mooi, in die boodskap sê hy sê, en dis die woord waar ons praat, hy sê, iets.
soos wind of 'n gees, het liggies voor my gesig verbygegaan. Dit het my hare laat regop staan. Dit het later opgehou, maar ek kon nie uitmaak wie dit was nie. Daar was net 'n gedaante voor my, in die stilte het ek 'n stem gehoor. So dis die tweede woord wat ek wil hê jy moet ons vanaand onthou, is iets en stem. Ons gaan hierdie twee vanaand die heeltyd aan mekaar koppel. Hy sê dat daar, hy het die slaap geraak, en hy droom, en hy sien ewe skielik hierdie ding wat na hom toe kom, en dan praat hierdie iets met hom. Ek hou van die boodskap vertaling en as jy ander vertalings gaan lees, sal jy sien die meeste vertalings vertaal dit met gees. Hulle sê 'n spirit. En die boodskap praat van want jy sien die woord, die Hebreëse woord is ruach. Dis daai woord vir spirit, vir gees. Maar hierdie is nie 'n bad, dis nie 'n bad, dis eintlik God se gees. Ruach is God se gees. En ek dink as jy God se gees sien, gaan jy in elk geval skrik. Jy gaan ook skrik, net soos wat my vriend die Japonne gesien beweeg het. Mens skrik vir dit. Maar dit is God se gees wat in sy teenwoordigheid ingekom het. Jy sien, want hy praat ook van 'n wind. Hy praat ook van asem. Hierdie ruach is asem. Dit is vir my so mooi, nê? En ek sê dit altyd vir julle, weet toe God vir Adam gemaak het, die laaste ding wat hy doen is hy blaas in Adam. Maar hy blaas nie koolstofdioksied nie, hy blaas nie dit in Adam in nie, hy blaas sy gees in Adam. En die Bybel sê na dit het Adam 'n lewende gees geword. Jy sien, hy het klaar 'n gees in hom gehad, maar sy gees moes geaktiveer word deur God se gees. En ek en jy is gees, siel en liggaam. En God se gees bly in ons gees. Dis waar God se gees is. So ons is geestelike mense, ons leef in 'n geestelike wêreld. En ons kan die God se gees ervaar, want sy gees is in ons. Nou hierdie stem praat met hom en sê vir Elifas wat hy moet gaan sê vir Job. Maar hierdie woorde wat hy hoor is vir hom vreemd. Hy verstaan nie dit nie. Hy kan nie eintlik dink dat dit die regte woorde is nie. So hy weet nie, moet hy met Job gaan praat oor hierdie woorde wat hy hoor nie. Want God praat met hom en hy gee vir hom 'n bietjie 'n ander raamwerk as sy rigiede, sy wettiese raamwerk. En God sê vir hom, ek wil vir jou jy moet vir Job gaan sê wat is besig om met hom te gebeur. Maar Elifas, ja, dis 'n moeilike. Elifas wonder en hy's nie reg om hierdie goed te doen nie. Hy weet nie hoe om dit te doen nie. Hy gaan praat met Job, maar hy kan nie eintlik vir Job help nie. Maar dan kry ons 'n tweede verhaal. In 1 Konings 19 vers 11 tot 12 kry ons 'n verhaal, dis die verhaal van Elia. En Elia vlug vir koning Agab, maar eintlik vir koning Agab se vrou Isebel, want sy wil hom doodmaak, want hy het nou net gegaan en hulle het offer gaan bring daar op die berg, en sy offer is aanvaar, en die vuur uit die hemel het sy offer verteer, en die arme Baalprofete se offer staan nog daarso, en toe maak hulle al die Baalprofete dood, en nou is sy baie kwaad, en sy wil hom doodmaak, en hy vlug, en terwyl hy vlug, is hy besig om met God te praat, en hy sê, maar ek kan nie verstaan nie, Here, al wat ek wil doen is om Israel te help, ek wil net hê hulle moet weer terugkom na U toe, en dis my lewensdroom, dis my begeerte. En God sê vir Elia, gaan na die berg toe. Hierdie berg is die berg Horeb. En hy het geweet van hierdie berg, want dis die berg waar God met sy mense gepraat het in Moses se tyd. En God stuur vir Elia na hierdie berg toe. En ons lees daar, hy sê, en hy's op hierdie berg en hy sê, gaan buite toe, het die Here gesê, en gaan staan op die berg voor die Here. Toe het 'n geweldige sterk wind gewaai, wat die berge geskeur en al die rotse uitmekaar gebreek het. So hou net daar, so ek dink dit moes 'n vreeslike wind gewees het, want hy skeur alles stukkend, hy breek alles uitmekaar. Nou hy sal weet van hierdie wind, want in die verlede is dit toe God gepraat het, hy het met hierdie wind gepraat met sy volk.
Maar kyk wat gebeur hier, hy sê, die Here was egter nie in die wind nie. So hierdie keer is God nie in daai wind nie. Na die wind kom daar skielik 'n groot aardbewing, maar die Here was ook nie in die aardbewing nie. Net na die aardbewing was daar 'n verskriklike vuur, maar die Here was ook nie in die vuur nie. Los hom net vir my daar, gaan net vir my terug. Maar die Here was ook nie in die vuur nie. Nou hy sou ook weet van hierdie vuur, want dit was ook op 'n stadium hoe God gepraat het met sy volk. Dit was hier by Horeb waar Moses gekom het, dis waar hy sy roeping gekry het, toe hy die brandende bos sien. Die bos wat aan die brand was by Horeb gewees, en dit was hier waar God deur die vuur met Moses gepraat het, maar God praat nie met die vuur nie. En dan die volgende en die laaste en hy sê, na die vuur was daar 'n groot stilte en iets soos 'n stem wat fluister. En ewe skielik ervaar hy hierdie stilte wat kom. En iemand praat met hom. En hy kry 'n opdrag. God sê vir hom wat hy moet doen. Presies. Sê vir hom, ek wil hê jy moet dit doen. 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 Net soos met Elifas. God praat met hom, God sê vir hom presies wat hy moet doen. Gelukkig Elia verstaan, want sy gees is gekonnekteer met God se gees, en hy weet as God met my praat hy deur sy gees met my, en ek kan luister vir sy gees, en ek kan doen wat sy gees sê, en hy het alles gaan doen wat God gesê het, hy moet doen. Maar jy vra dalk vanaand, jy sit hier en jy sê, okay, maar wat se iets is hierdie nou? Weet, wie is hierdie iets? Wat is hierdie iets waarvan ons praat? En ek het 3 antwoorde, en daar kan seker baie wees, maar ek wil net hierdie 3 gebruik. Jy sê, wie is hierdie iets? Jy sê, hierdie iets is nie 'n program, 'n gebou of 'n persoonlikheid nie. Hou hom net vir my daar. Dit is nie 'n gebou, 'n program of 'n persoonlikheid nie. Ja, ek het al baie keer ervaar as ek in 'n diens instap, by 'n kerk instap, dan ervaar ek, hier is iets. Ek weet nie wie van julle dit al ervaar. Jy kan nie jou vinger daarop sit nie, maar jy ervaar net, jy weet, iets hier binnekant is net besig om warm te word. Of jy ontmoet iemand, jy gesels met 'n persoon, en terwyl jy met hierdie persoon praat, dan voel jy iets is besig om te gebeur hierso. My sê, hierdie iets is nie die program nie, dis nie die gebou nie, dis nie die persoonlikheid nie. Die tweede een, hy sê, hierdie iets is 'n persoon. Hierdie iets is die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees wat deur mense werk. Sien, hierdie iets wat met Elifas en wat met Elia praat, is God se Gees. Daai iets wat met jou praat op daai situasie, in daai omstandigheid, jy sit dalk in 'n chaotiese tyd, en jy bid en jy vra, en dit kom dalk nie op die manier hoe jy gedink het dit gaan kom nie, maar iets sê vir jou, of iets praat met jou, of jy ervaar iets, daai iets is God se Gees. En dan hier is my so mooi, hy sê, hierdie iets word selde in gemak of perfeksie gebore. Dit verskyn dikwels in midde van chaos of beperking. Ja, die Heilige Gees is altyd saam met ons. Hy is die heeltyd by ons, hy is om ons. Maar dit is in daai tye van chaos, dis in daai tye wat ek wonder, dis in daai tye wat ek swoeg en sweet, en Here, waar nou en hoe nou, dat ek die iets ewe skielik maklik ervaar. Sien, want hy kom in daai tye en hy kom werk met ons. Net soos Elifas. In daai tyd wat hy worstel, en die tyd wat hy vra, en die tyd wat hy wonder wat aangaan, kom die iets en praat met hom. En soos Elia, ek weet nie wie van julle het al weggehardloop vir die koning se vrou nie. Niemand van ons nie. Sy wil hom doodmaak. En in daai situasie kom praat die iets. Die Heilige Gees kom praat met hom. En net gou vinnig, jy sien, is baie belangrik om te besef dat hierdie iets wat na ons toe kom, meeste van die kere is dit die Heilige Gees. Maar ek moet onderskei. Jy sien, daar's 3 stemme wat elke dag na my toe kom en na jou toe kom. Daar's 3 stemme wat met jou praat elke dag van jou lewe.
Daar's God se stem deur sy gees, en dis die stem waaroor ons vanaand praat. Dan is daar jou eie stem. Partykeer dink ek dis God, maar eintlik is dit ek wat dit dink en ek wat dit praat. En dan natuurlik is daar 'n bose. Daar is 'n stem wat met ons wil praat en vir ons op die verkeerde pad vat. Weet my vriend vertel eendag, hy sê dit is 'n groep mense en hulle praat en sê, daar is nie so ding soos 'n bose nie, daar is nie, en hy sê, my magties, kyk net om julle rond, kyk net wat is besig om te gebeur in hierdie wêreld. Dan moet ons besef dat hy is aktief en hy's daar. En ja, ons gee nie aandag vir hom nie. En ja, ons glorify nie hom nie en ons dink nie aan hom nie. Ons is nie die duiwel weet gedryf nie. Maar ons moet besef dat hy praat ook. Daar's hierdie 3 stemme wat elke dag met ons praat. God se stem, jou eie stem en die bose se stem. Maar hoe onderskei ek? Hoe onderskei ek hierdie stem? Hoe onderskei ek hierdie iets? Hoe weet ek hierdie iets wat met my praat is die regte iets? In die eerste plek, hy sê, nie elke gevoel is van God nie. Hoe weet ons hierdie iets is die Heilige Gees? Dan in die eerste plek, hy sê, dit stem ooreen met die Bybel. Dis baie belangrik. Hierdie woord wat ek hoor, hierdie stem wat ek hoor, dit wat ek hoor, dit wat ek ervaar, dit wat ek voel, moet ooreenstem met God se woord. God sal nooit vir jou iets sê wat teenstrydig is met die Bybel nie. God sal nooit vir jou iets vra wat teenstrydig is met sy woord nie. Hy gee sy woord vir ons, sodat ons kan weet wat om te doen. En hierdie stem beamoen God se woord. So wanneer ek iets hoor en dit klink vir my weird en ek kan dit nie Bybel toe vat nie en ek kan nie gaan in die Bybel dit sien nie, dan weet ek hierdie is nie God se stem nie. Hierdie is nie die regte iets nie. Hierdie is nie die iets waarna ek moet luister nie. Die tweede ding, en dit is ook vir my baie interessant. Hy sê dit bring vrede, selfs in chaos. God se stem kalmeer die storm binne in jou, selfs al woed die storm buite. So 'n paar jaar terug, 'n vriend van my by 'n groot maatskappy gewerk. En hy was al deur 'n paar situasies waar hom inroep en sê hulle is besig met mense afbetaal, maar jy's okay, jy kan gaan. En hy sê hy weet hulle is in hierdie proses en hy word ingeroep. En hy sê toe hy in die kantoor instap, toe weet hy dat hy gaan nie met 'n werkie uitstap nie. Hy het net geweet, hy het net ervaar dat dis wat gaan gebeur. Maar hy sê daar kom 'n vrede oor hom. Hy sê die vorige kere as hy daar gaan sit het in daai stoel, dan was hy bekommerd, hy was amper kwaad, hy was geïrriteerd, hy was, wat nou, waartoe gaan ek nou? Maar hy sê daar kom 'n vrede oor hom. Hy sit in daai stoel en hy hoor wat hulle sê en hulle spin hulle stories, maar daar's 'n vrede. En hy sê hy moet huis toe ry en nou moet hy vir sy vrou gaan vertel wat het vandag by die werk gebeur. Hy weet sy gaan vir hom vra, so man, hoe was dit by die werk? En dan moet hy vir haar sê, ek het nie meer werk nie. Maar hy sê, daar kom 'n vrede oor hom, terwyl hy in die kar ry. Toe hy by die huis instap, is daar 'n vrede. Die eerste ding wat hy vir sy vrou sê is, ek het nie meer werk nie, en daar kom 'n vrede tussen hom en tussen sy vrou. En so gaan dit vir 'n paar weke, wat hy wonder, maar wat gaan nou gebeur? En dan is op 'n Saterdag is hulle in 'n mall, en hy loop en een van sy vriende vas. En hierdie vriend het ook vir hierdie maatskappy gewerk. En hierdie vriend, hulle was baie goeie vriende wat saam gewerk het. Hulle is nog steeds goeie vriende, maar hulle het mekaar baie lank laas gesien. Het eintlik jare laas mekaar gesien. En hierdie vriend kyk vir hom in sy oë en hy sê, hoorie, ek soek jou, ek wil hê jy moet vir my kom werk. Ek het 'n nuwe tak oopgemaak en jy is die reg. Hy vra nie vir hom, weet, hoe gaan dit by die werk? En hy sê net vir hom, dis ekskuus ou, maar dis dit gaan wees. Jy gaan nou hierdie tak vir my kom bestuur. En hy en sy vrou staan daar in trane en weet dat God het vrede vir hulle gegee. Hierdie Heilige Gees het in die chaos wat om hulle gebeur het, hulle stil gemaak in hulle binneste.
en geweet dat God gaan voorsien. Die derde ene, jy sien hierdie iets wys altyd na Jesus. Die Heilige Gees sal altyd Jesus ophef en Jesus vereer. En dit is hoe ons weet of hierdie iets van God afkom en of dit nie van God afkom nie. Sien, die Gees se werk is om altyd die kollig op Christus te gooi en nie op jouself nie, nie op iets anderste nie. Dis hoekom toe Jesus versoek is, kon hy vir die duiwel sê, daar staan geskrywe, los my nou uit, van dit wat jy sê, kom aan, ek gaan nie vir jou luister nie, want jy sit nie die kollig op Christus nie, jy sit nie die kollig op die kruis wat gaan kom nie, jy wil hê ek moet goed doen, wat ek nie veronderstel is om te doen nie. Nou, in hierdie reeks gaan ons met julle baie gesels oor die Heilige Gees. Ons gaan bietjie die volgende paar weke dit unpack en meer met julle gesels, maar ek wil net een ding met julle deel wat vir my uitstaan wanneer dit kom by die Heilige Gees. En waarvoor ek so dankbaar is dat God se Gees hierdie iets praat met my. En dat ek hierdie iets baie keer ervaar. En dat ek baie keer sit. Net as ek nou dink aan die voorbereiding van hierdie skrif, en ons het al 2 weke, ek en Siobhan wat ons begin gesels, en ek het idees, en ek wil hierdie kant, en ek wil daai kant, en ek share met haar, ek het hierdie idee, en ek het hierdie ding, maar ek voel net nie reg nie, en iets in hierdie week begin met my net te praat. En ek is so dankbaar daarvoor. En ek wil hierdie een ding met julle deel, in 1 Korintiërs 2 vers 10 en 12, en dit is een van my life verses, hierdie vers is vir my so belangrik. Hy begin, ek wil eers vir julle die Engels, hy begin, hy sê, no eye has seen, no ear has heard, no mind has perceived what the Lord has prepared, but by His Spirit, He will reveal His plans to those that love Him. Die Heilige Gees maak daai planne van God aan ons bekend. Nou die opskrif hier in die boodskap by 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 11, hy sê, gaan nie vir my terug, hy sê, die Gees is in julle en leer julle. En ek wil jou bemoedig vanaand, die Heilige Gees is in jou en hy leer jou. Dit is so maklik, hy is in jou en hy leer jou. Nou wat doen hy? Kom ons kyk gou hierso. Hy sê, ons weet nie hierdie dinge sommer van self nie. God het dit vir ons met behulp van sy Gees kom verduidelik. Hy sê, daar's goeters, stop net vir my daar. So daar's goeters wat ek nie weet nie. En dis daai goeters wat sy Gees met my kom oorpraat en verduidelik. Volgende ene, hy sê, die Heilige Gees weet alles. Tot alles wat in God se diepste gedagtes aangaan. Jy weet, ons weet nie wat in ander mense se gedagtes aangaan. Partykeer staan jy in 'n gesprek, ek weet nie of jy al in so 'n situasie was, jy is in 'n gesprek, dan wonder jy, wat hierdie persoon nou dink? Ek wonder wat gaan in sy gedagtes nou aan. Of partykeer sien jy's in 'n gesprek, maar jy weet die liggies is aan, maar daar's niemand daar nie. Het julle dit al gesien? En dan wonder jy, waar is hierdie ou? Jy weet, ek praat met hom en ek deel my hart met hom of met haar en daar gebeur niks nie. Maar hierdie is vir my so mooi. Hy sê die Heilige Gees weet alles, tot alles wat in God se diepste gedagtes aangaan. Dit is net soos met die mens. Niemand weet wat binne in jou omgaan behalwe jou gees nie. Net so weet niemand wat binne in God omgaan behalwe God se Gees nie. Juis hierdie Gees het God vir ons gegee. Hy het nie sommer 'n gewone Gees vir ons gegee nie, wat niks van hom af weet nie. Omdat ons God se Gees in ons het, kan ons presies begryp wat God so onverdiend vir ons gegee het. Die Gees vertel ons immers daarvan. So God se Gees lei ons. God se Gees praat met ons. God se Gees is baie keer daai wind wat beweeg, daai ervaring wat ek kry. En hy wil vir my leer, hy wil my vertel, hy wil my help, hy wil saam met my wees. Nou ek wil afsluit vanaand en ek wil een vraag vir jou vra, voor jy opsit.
Ek wil een vraag vir jou vra, en ek wil hierdie vraag by jou los vanaand, en ek wil hê dat jy uitgaan, en iewers in hierdie week, dat jy gaan tyd maak om hierdie vraag te antwoord. Iewers net gaan dink oor hierdie vraag. Jy kan dit vanaand, dit is dalk goed as jy dit sommer vinnig vanaand gaan doen, want dan is dit klaar vir die week, maar ek dink, maak erns met hierdie vraag. Iewers in hierdie week, dink oor hierdie vraag. Dit is 'n baie maklike vraag. Dankie, jy kan of my opsit. Het jy iets en het iets jou? Vra hierdie vraag vir jouself en antwoord hierdie vraag. Het jy iets en het iets jou? Het jy die Heilige Gees? Ons het nou net gesien, ons het. God se Gees is in ons. En het die Heilige Gees jou? Dink bietjie daaraan. Dink bietjie daaraan. En gaan, bepeins dit hierdie week. En gaan gesels met God se Gees. Dalk is jy op 'n plek wat jy antwoorde nodig het. Dalk is jy in 'n plek van chaos. Dalk is jy op 'n plek van wonder. Dalk is jy op 'n plek wat jy nie, weet soos Elifas, nie verstaan nie. Weet jou wette werk nie meer nie. Ek het nou al die wette gedoen wat ek moes doen en dit werk nie. En dan gesels jy met hierdie Gees, God se Gees wat in jou is. Kom ons sluit ons oë, Here. Dankie vir die Gees. Dankie dat toe U opvaar het U ons nie alleen agtergelos nie, maar het die Gees gestuur. Sodat U dag en nag 24/7 met ons kan wees. U leef in ons. Dankie Vader, toe U vir Adam maak, het U Gees in hom ingeblaas en hy het 'n lewende Gees geword. En ons is ook so, Here. Ons is nie net 'n liggaam nie. Ons is nie net 'n siel nie, maar ons is ook Gees. Waar ons beweeg, kan ons met U Gees kontak maak. En ek wil bid in hierdie week, Here. Ek wil bid vir ons hele gemeente, vir al ons lidmate, Here. Soos ons nader beweeg aan Pinkster en nader beweeg aan Hemelvaart en hierdie belofte wat U vir ons gegee het, wil ek bid dat ons gemeente weer opnuut gaan bewus word van U Gees. Gaan bewus word van die werk wat die Heilige Gees in ons doen. En Here, U woord sê dat die Heilige Gees is die naprediker en daarom bid ek Heilige Gees dat in hierdie week dat U met ons sal praat oor vanaand, Here. En dat ons sal dink aan vanaand en sal dink aan U woord en dat ons sal weer kom op 'n plek wat ons sal tyd en ruimte gee vir U Heilige Gees om in ons te werk. In Jesus naam. Amen. Ek sê vir julle baie dankie. Julle het 'n baie lekker week hê. Ek weet dit is 'n lang week, maar geniet hom. Die Here seën julle. Amen.